Our main focus this week is what the whole world is focusing on. The UN Security Council held a closed-door meeting about Iran's nuclear program. Now, Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is rejecting talks with the US. He calls it deception. This on one hand, and on the other, China will be invited to discuss Iran's uranium. A lot is revolving around Iran's nuclear capacity. We tell you more in this report. Amid renewed US-Iran tensions, the global spotlight is once again on Iran's nuclear program. Last week, US President Donald Trump wrote to Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, once again citing Tehran's nuclear ambitions. Now, we're down to final strokes with Iran. That's going to be an interesting time. And we'll see what happens. But we're down to the final moments. We're at final moments. Can't let them have a nuclear weapon. Iran's Supreme Leader has spurned Trump's offer, stating that talks with Washington will yield no results, especially given the crippling sanctions on Iran. Some bully governments insist on negotiations. Their negotiations are not aimed at solving problems. Hartlike goeienaand kykers en luisteraars en weer eens baie welkom by hierdie uitsending. Soos altyd hoop ek dat dit vir u tot waarde sal wees. Ja, kykers en luisteraars, ek het so tyd gelede gesê dat inligting is nou besig om so te eskaleer en soos wat inligting eskaleer en vinniger inkom, is dit maar 'n parallelle ontwikkeling, dan is die risiko ook besig om vinnig toe te neem. En dit is in Suid-Afrika die geval en as ook dan nou internasionaal, soos wat ek nou Vrydag en Saterdag video's vir u gemaak het oor Suid-Afrika meer en dan ook internasionaal en ook vir u gesê, soos wat die inligting en die risiko nou verhoog, gaan dit dalk nodig raak vir my om meer video's te maak en u sal opmerk dat dit begin nou meer raak en dit sal soos wat die inligting en die risiko daarmee saam, parallel daartoe, dan nou toeneem en eskaleer. Ek wil net dankie sê, jy weet, ek wil ook sê, voor ek sê dankie, dat met hierdie risiko wat eskaleer, is daar mense wat nog nie ingelig is nie. En ek bring nie beskuldigings in teen mense wat nie ingelig is nie. Daar's mense wat hard werk om die pot in die kook te hou, lang ure, en regtig min tyd het om uit te kom by die gebeure van die dag en die gebeure van die tyd. En dan nog, wat nog te sê van die detail, want die bietjie inligting wat die gewone man op straat kry, is maar die breëstroom media, wat eintlik maar niks beteken nie. Veral in terme van om paraat en gereed te wees, want gewoonlik sal hulle reageer op gebeure en nuus en nie vir ons regtig projeksies gee van wat is die verwagting nie. En daarom deel ek dit graag met u en daarmee wil ek dankie sê vir almal wat gesubscribe en gelike het. Laat daardie hou van en inskrywings dat dit dalk net vir nog iemand op die sosiale media die geleentheid gee om meer ingelig te raak. En ek voel as iemand dan meer ingelig geraak het, dan kan hy meer ingeligte besluit neem. En dan kan hy besluit neem en nie sê eendag ek het nie geweet nie, dit het nie oor my pad gekom nie. En dankie vir elkeen van u wat daai subscribe en like knoppie gedruk het, want dit bring dalk blootstelling aan iemand wat nog nie blootstelling aan dit gehad het nie. En die oomblik wat hy 'n bietjie blootstelling kry, dan sê hy maar wag. Dit is baie duidelik waar jy in die wêreld nou afstuur en wat kan ek doen om myself voor te berei, beter te posisioneer, geestelik sowel as vleeslik, né? Goed, so ek het nou vir u gesê Saterdag dat ek sal 'n video maak oor die Midde-Ooste afsonderlik, want daar's so baie wat ek kan sê, maar ek gaan probeer om dit in 'n neutedop vir u op te som, saam te stel en dan 'n projeksie daaruit te maak, sodat ons kan sê dis die verwagting. En dan wanneer jy weet wat min of meer die verwagting is, of 'n gedagte het, 'n idee het, dan kan jy sekerlik begin beplan van hoe gaan jy jou daarvoor voorberei. Nou, wat betref die Midde-Ooste kan ons nou ver gaan en baie omvangryk gaan en ek kan baie detail gee en dan gaan ons ure met mekaar hier gesels. So ek gaan dit probeer so kort as moontlik maak. En wat my opgeval het 2 weke gelede,
is toe president Trump baie duidelik die Amerikaners, by name die Veiligheidsraad van die Verenigde Nasies, waar hulle saam met Rusland gestem het, in ten opsigte van Oekraïne. By geleentheid het Trump selfs gesê dat dis eintlik, of dis nie Rusland se skuld dat hulle Oekraïne ingeval het nie, en wat ook al daarmee saamgaan. So, noem dit maar 'n U-draai vir die FSA-administrasie, want in die Joe Biden-administrasie was dit net klipgooi na Rusland. Rusland is net sleg en Putin is net verkeerd en is net 'n diktator en is net 'n wreedaard en alles wat daarmee saamkom. En hier het 'n skielike verandering nou plaasgevind. En dan moet 'n mens altyd vir jouself vra, veral as dit so ooglopend raak. En die eerste wat ons gesien het, was dat die FSA saam met die Russe in 'n veiligheidsraad besluit teenoor Oekraïne, saam met hulle stem. En soos ek nou gesê, president Donald Trump se uitlating, as ook Marco Rubio, wat ek vir u oor die naweek ook gesê het, waar hy gesê het dat Amerika Oekraïne het 'n proksiemag vir die Weste geword, 'n proksiemag. Ek meen hulle gebruik die westerse wapens, Europa, Amerika, Engeland, om letterlik tot diep binne in Rusland aan te val. Maar sal nou weer vinnig daarna verwys. So dadelik hierdie simpatie teenoor Rusland. Ons stem saam met jou in die Veiligheidsraad. Ek kan nog baie ander voorbeelde noem. President Trump se noem dit maar diplomatisiese benadering tot president Putin met sy vredesaanbod of voorstel om by 'n skietstilstand te kom. Nou ja, ons het Putin se antwoord daarop geluister en 'n mens verstaan dit 100%, want hulle het nou daarin geslaag om in Kursk, Oekraïne, duisende Oekraïense soldate daar vas te keer met 'n baie unieke militêre operasie waar hulle toegang gebruik het. Duisende Russiese soldate is deur die gaspyplyn tot agter die opponent se linies het hulle geïnfiltreer en sodoende die Oekraïense soldate omsingel. So ons sien 'n duidelike, baie diplomatisiese, noem dit maar amper verandering teenoor Rusland. En ek dink daar's genoeg bewys, ons sal vir 'n paar snitte wys so terwyl ek praat. En soos ek sê, skielik het dit gekom, skielike empatie, skielike simpatie, en dan wonder 'n ou, waaroor gaan dit? En nou bring dit ons by die Midde-Ooste, want ons weet dat Israel, by name president Netanyahu, het baie druk geplaas op die FSA, en u kan maar al die toesprake in die Senaat gaan kyk, daar's baie van dit, waar hy baie druk op die Amerikaanse regering geplaas het, om in lande soos Sudan, Somalië, Libië met Gaddafi, Irak met Saddam Hussein, ons onthou nog Irak, het hulle gepraat van weapons of mass destruction, wapens soos kernwapens, wapens wat groot verwoesting kan bring, waarvan daar toe nou nie was nie. Maar ja, ek meen daar's 'n video waar president Netanyahu in die Amerikaanse Senaat vir hulle vertel hoe gevaarlik is Irak, en as Irak op sy baadjie kry, geneutraliseer word, dan sal daar vrede en demokrasie in die hele Midde-Ooste wees. Wat uit die aard van die saak nou duidelik nie die geval is nie. Maar toe het Sirië gevolg, Sirië het lank gevat, want die Russe het op 'n stadium ingetree, en dit het nie so vinnig gegaan nie, maar ons weet Sirië het nou onlangs geval. So al wie nou oorbly van al die lande wat president Netanyahu graag en druk op die Amerikaners toegepas het, om hom by te staan in hierdie Midde-Ooste teenoor hierdie lande en hulle te neutraliseer, want al hierdie lande, Libië, in Sirië, in Irak, is almal eintlik maar in totale chaos, en daar's geen vermoë meer in hulle nie. Die enigste wat nou oorbly is Iran. So 'n oorlog met Iran is onafwendbaar. Hoekom ek dit ook sê is, behalwe dat Israel en by name president Netanyahu en sy kabinetslede geweldig druk nog die afgelope maande en jare sit op die Amerikaners om Iran te help aanval, om betrokke te wees by so inval of aanval, om dan ook Iran te neutraliseer. En wat baie belangrik is dat behalwe dat Iran self 'n sterk militêre vermoë het, ek gaan nou nie probeer vergelyk tussen Iran en Israel en Turkye en so meer nie, maar Iran het, dit is sekerlik hoekom dit maar redelik uitgestel is tot op so 'n laat stadium soos wat dit nou is. Ek het nou genoem dat al hierdie ander lande is geneutraliseer, Somalië, Sudan, Libië, Sirië, Irak,
Al wie oorbly nou is Iran. En Iran, weet ons, het ook sy proxymagte teen Israel. En hierdie proxymagte is in Gaza en dan in die Wesbank hoofsaaklik en in Libanon, Hezbollah, gesentreer. So ons weet dat Iran het hierdie proxymagte en Israel met die bewapening van die Amerikaners uit die aard van die saak, ons weet hoeveel wapens die Amerikaners ingestoot het die afgelope paar maande, eintlik 2 jaar sedert die inval in Gaza nou na 10 Oktober of 7 Oktober gebeur het. Soos wat die Amerikaners en die Israelies dan proxymagte gebruik het in Sudan, Somalië, Libië, Irak, Sirië, om hierdie lande omver te werp, om hierdie lande, ek dink 'n beter woord is te destabiliseer, wat hulle verseker bereik het. Want al hierdie lande wat ek nou genoem het, is gedestabiliseer. En wat doen hulle? Gebruik proxymagte binne in daai lande. Die Israelies en Amerikaners, die CIA, in Somalië, Sudan, Libië, Irak, Sirië. En natuurlik het hulle al gepoog in Iran. U sal weet, daar was 'n tyd gelede 'n poging tot 'n staatsgreep in Iran, wat nie suksesvol was nie, waar hulle hoeveel duisende in hegtenis geneem het, as u jouself daaraan kan herinner. So het hulle sukses gehad nog die heeltyd, en so sê ek ook vir u, ek noem dit maar net vinnig, net weer ter verfrissing, dat die Amerikaners en die Weste sal ook in Suid-Afrika proxymagte gebruik, en die Ooste ook proxymagte in Suid-Afrika. Dis hoe die geveg basies mag gevoer word. En net so het Iran dan ook proxymagte, wat weer vir Iran, of wat hy voorsien van wapentuig, soos Hezbollah in Libanon, soos Hamas in Gaza, soos in die Wesbank. Dit is hoe die oorlog gevoer word. Maar nou is daar een groot en gevaarlike bondgenoot, wat baie sterk ontwikkel het en na vore gekom het die afgelope paar jaar en die afgelope paar maande. 'n Maand gelede het die Russe sekere strategiese ooreenkomste onderteken met Iran. Nou daar's redelik geheim houding daaroor. 'n Mens weet nie wat die detail uit die aard van die saak is van so 'n ooreenkoms nie, maar nou bring ek u terug. Nou, hoekom raak Amerika skielik simpatiek of so skielik 'n u-draai gemaak in ten opsigte van die diplomatieke verhoudinge en gesprekke wat president Donald Trump nou gereeld voer met president Putin? Dan kan ek vir u sê, my projeksie is baie eenvoudig. Dat 'n aanval op Iran is onafwendbaar. Hierdie aanval op Iran se proxymagte het reeds begin. Dit is die aanval na 7 Oktober uit die aard van die saak, die aanval dan nou op Gaza, maar dit gaan oor die proxymag Hamas, om Gaza Hamas basies te ontvolk daar, om dit te, nie net, as ons kyk na die gevegte wat daar plaasgevind het, of wat daar afgespeel het, is dit nie net 'n destabiliseringsaksie nie, maar 'n ontvolkingsaksie. Ek meen, dit is nie moeilik om dit te sien, daar is nie meer plek om te bly nie. En dieselfde blyk die gedagte is met die Wesbank, en dan natuurlik het ons gesien in Beirut, die aanvalle op Beirut in Libanon, teenoor Hezbollah. So ons kan klaar die gevegte met die proxymagte van Iran, kan ons klaar sien. Dit het klaar begin. Maar ons gaan nou weer vinnig terugkom daarna toe. Maar Iran het nou 'n bondgenoot in die Russe. So wat doen die Amerikaanse administrasie nou? Wat doen die Weste nou? By name president Donald Trump, is, ek wil amper sê, ryke hand van diplomatie uit teenoor die Russe. Wees baie empatiegesind, tegemoetkomend, gemoedelik, sodat wanneer hierdie onafwendbare oorlog teen Iran so eskaleer dat Iran aangeval word, dan dink ek is die hoop daar dat Rusland nie betrokke sal raak nie. Dat Rusland sal sê, omdat hy nou half goeie betrekking het met Amerika. Dis die enigste rede wat ek kan sien. Behalwe ook die feit dat Amerika nou onttrek van die oorlog teenoor Oekraïne, maar eintlik word hy net vervang, hierdie westerse NAVO-mag, VSA, word eintlik net vervang nou deur die res van NAVO, in ten opsigte van Verenigde Koninkryk, Engeland, Duitsland, Frankryk. Ons het die uitsprake, ek het dit in die vorige video's vir u foto's geplaas, van hulle uitsprake teenoor Rusland in Oekraïne, en hoe hulle die geveg voort gaan sit, die Britte wat troepe wil stuur. Ek gaan nou nie alles herhaal nie, kyk maar net die vorige video's, dan sal u die name sien: Estonia, Latvia, Lithuanië, IJsland, Swede, Denemarke,
alles wat net in verlede week gebeur het in terme van die ontwikkeling met die oorlog in die Oekraïne. So, maar nou is ons in die Midde-Ooste. Ons is nou daar waar die Amerikaners goeie verhoudinge probeer kry met die Russe en ek is vas daarvan oortuig. Ons is vas daarvan oortuig dat hierdie goeie verhoudinge is net vir een rede en dit is dat wanneer hulle nou nie net meer die proxy-magte uitsorteer nie, maar Iran aanval, soos president Trump by geleentheid al paar keer gesê het, alle hel sal losbars. Het hy nou al by vele geleenthede gesê, en dit sien ons ook, het nou ook begin gebeur in Jemen, maar ons sal nou weer terugkom daarna toe, nog 'n bondgenoot wat in die laaste tyd baie sterk ontwikkel van Iran is China. Ek meen, ons het die afgelope week, het ons daardie vlootoefeninge, daardie gemeenskaplike oefening van Rusland, Iran en China, in die straat van Hormuz gesien, daar in die see, waar hulle gesamentlike militêre oefeninge gehou het. Want jy moet onthou dat China koop bykans al Iran se olie. So wat gaan China maak as die Amerikaners vir Iran aanval? Wat gaan China maak? Wel, hulle en die Russe in Iran oefen saam. Ons het nou gesien met die kernkrag samesprekings waar president Donald Trump druk gesit het op Iran. Ek het vir u in die begin van die video 'n stukkie gespeel, wat is die supreme leier van Iran, Khomeini se reaksie en Trump se aksie, en baie duidelik dat hier kom 'n geweldige oorlog. Nou moet jy onthou, as u self herinner, ek het vir u gesê om daai video weer te gaan kyk van brandstof gaan skaars raak. Ons het nou onlangs weer gesien dat die Amerikaners se wapentuig gebruik word om in Moskou 'n olieraffinaderry. Nou, in hierdie week is nog 'n olieraffinaderry in Moskou gebom. Ons sal vir hierdie insetsel plaas van die foto daarvan. So met ander woorde, as u daai video gaan kyk het, sal u sien en onthou, in daai video het ek gesê dat Iran het gesê dat wanneer hy aangeval word, sal hy die olievelde van Bahrein en Saudi-Arabië en hy het nog 5 lande genoem waarvan dan die weste hulle olie kry, wat hy onmiddellik die olievelde aan die brand sal skiet, het Iran gesê. So toe het ek nog vir u die gesig van hom siener genoem, waar hy gesê het, hy sien die karre staan op die bulte. Met ander woorde, dit raak nou 'n moontlikheid dat daar nie brandstof is nie, omdat daar nie olie is nie, of nie genoeg olie nie, om dit nou maar net vinnig en kort op te som. En ons het nou hierdie oefeninge saam gesien. Alois Ullmaier, hy was maar so sy oom siener aan Duitsland, hy's in 1961 oorlede, as ek reg onthou, en hy het ook dieselfde profetiese gawe en dieselfde, ek wil amper sê karakter, as die van oom siener gehad, baie akkurate voorspellings gemaak. En Alois Ullmaier het voorspelling gesê, hy sien uit China uit swerms vliegtuie soos duwe. Nou ja, ek dink ons almal, ek sal vir julle 'n stukkie video wys oor die hommeltuie in China. U kan vir uself dink wat 'n massaproduksie daar is. Hierdie video is maar net om jy 'n idee te gee, en dit was my interessant toe ek die videoetjie sien het, toe herinner het my dit aan Alois Ullmaier se profesie oor die swerms duwe wat opstyg in hierdie oorlog wat kom. En ja, daar sien ons dit nou reg voor ons eie oë. So, wat gaan China doen wanneer Iran aangeval word, want soos ek sê, hy kry al sy olie van Iran af. So hierdie raak baie gekompliseerd en kompleks, maar ons sien dat hierdie geveg tussen Israel, bondgenoot Amerika, teenoor Iran, maar dan die ooste as sulks, het nou verder geeskaleer. Ons het gesien dat president Trump het gesê dat alle hel gaan losbars nou op Jemen. Jemen het gereageer en gesê vir elke aanval wat jy gee, gaan ek maar net vir jou terug aanval. So, wat ook nog 'n proxy mag as sulks is van Iran, en dan
Ja, so wat ek hier sien is dat daar wil 'n goedgesindheid wees teenoor Rusland, dat Rusland nie betrokke raak nie. Want jy weet, ons moet altyd luister wat hierdie leiers sê. Dmitri Medvedev het seker 2, 3, 4 jaar gelede gesê, Amerika is gewoond om oorloë ver van hom af te veg. En hulle sit en drink, dit was sy woorde, haal hom maar min of meer aan. Hulle sit en drink wyn uit glase uit. Hy het gesê hierdie keer sal daardie glase en die beton om julle smelt. Nou dis 3, 4 jaar gelede wat hy dit gesê het. En onlangs het ons die gebruik van die Oershnik missiel gesien, ballistiese missiel van Rusland. En sy grade van ontbranding wanneer hy ontplof is 5500 grade Celsius. Alles disintegreer. Evaporate, is die Engelse woord. En interessant, dan herinner mense jou terug aan wat Dmitri Medvedev gesê het, die adjunkhoof van die Veiligheidsraad van Rusland, toe hy gesê het, die glase en die beton om julle sal hierdie keer smelt. Toe het niemand nog geweet van die Oershnik nie, tot en met hy nou onlangs gebruik is. So, op die einde van die dag het hierdie oorlog met Iran reeds begin. Hy het klaar in Gaza begin, Wesbank, Hezbollah van Libanon, nou en Jemen, en natuurlik nou hierdie week die kwaai aanvalle van die Amerikaners op Jemen, en van daar moet en gaan hy eskaleer na Iran. En dan is die oop vraag. Persoonlik dink ek, Iran gaan bygestaan word deur Rusland en China, bloot omdat ons sien dat hulle verhouding sterk gegroei het, ons sien daar's ooreenkomste gesluit, ons sien dat die Iranese nou met hulle kernstasies en vermoëns in gesprek en samesprekings gaan saam met Rusland en China gesê het. Hulle stel nie belang in president Trump se aanbod en u het die videoetjie gekyk in die begin van hierdie video. So kykers en luisteraars, ja, ons sit voor 'n situasie waar wanneer hierdie Midde-Ooste gedestabiliseer raak en daarmee saam die olie en die energie. Met ander woorde, want hierdie is 'n energieoorlog. Dis hoekom hulle Rusland se raffinaderye so aanval. Al vir die afgelope 2 jaar. Gaan kyk daai video wat ek gemaak het van brandstof gaan skaars raak. Ek het meer detail daar gegee. Ek het maar net vir u genoem en vir u insetsel geplaas op hierdie video van 'n aanval hierdie week op Moskou, op 'n olieraffinaderry. So duidelik is olie en brandstof en energie is 'n teiken. En dit sal dan mos 'n teiken wees en dit het die Amerikaners, Jake Sullivan, voormalige raadgewer van die Veiligheidsraad van Amerika, het hy gesê dat hulle sal onmiddellik of spoedig Iran se olievelde aan die brand skiet. Dis waarop Iran gereageer het en gesê het Bahrein, Saudi-Arabië, Qatar, al daai olievervaardigings Midde-Oosterse lande sal hulle dan terug aan die brand skiet. En kan u uself voorstel wat se tafereel in Suid-Afrika sal afspeel as hy net 'n 20, 'n 10, 'n 30, 'n 60%, 80% brandstof tekort is. U kan uself voorstel. U kan 'n eie som maak. Sluit aan en asseblief mense druk daai like en subscribe knoppie. Laat ons vir meer volksgenote kan inlig. Dit gaan oor inlig. En as iemand voel hy's ingelig, as hy voel hy wil betrokke raak, dan uit die aard van die saak is ons ingerig. En 'n noodplan sê ek altyd is so goed as wat die mense is wat hom uitvoer. So ons moet almal ons gewig, hier gaan nie op die kantlyn gesit word vorentoe en iets gaan vir u gedoen word nie. Ek sien hoe mense aangryp, hierdie organisasie of daai organisasie kan dalk vir my iets beteken. Daar gaan 'n dag kom wat jy hand uit eie boesem moet uithaal, hand uit jou sak moet uithaal, hand aan die ploeg sal moet slaan en vorentoe kyk. Jy moet 'n pragtige week hê, sterkte en seën vir u tot ons weer praat. Totsiens. More than 30 were killed and over 100 injured
after US President Donald Trump ordered, quote, decisive military action against Houthi rebels in Yemen. In the aftermath, part of it shown here, Yemen's Houthi-run health ministry said many of those injured and killed were women and children. The Iran-backed military group has regularly targeted shipping lanes in the Red Sea since 2023 as revenge against Israel for its war with Hamas. The strikes have significantly hampered global trade. In a post on Truth Social, Trump said the US would use, quote, overwhelming lethal force until its objective was achieved. The Houthis, meanwhile, said they would meet any escalation with escalation, according to Reuters. At dawn, residents seen here began moving rubble from one of the strikes. A US defense official told CNN further actions by the US will depend on an assessment of this and other sites from the airstrikes, but that further action against the Houthis is expected over the next several weeks.